Hallo en welkom by hierdie les oor die gebruik van begin-en-blokke in Salserver. In hierdie video sal ons verken hoe skil verskeie stellings groepeer sodat hulle saam as 'n enkele eenheid uitgevoer word. Jy sal sien hoekom hierdie blokke noodsaaklik is wanneer jy met beheervloei strukture soos if, else, welle-lisse, gestoorde prosedures en snellers werk. Kom ons duik in en verstaan hoe begin-en-jou netjies georganiseerd en logies gestruktureer help hou. In hierdie voorbeeld van 'n kodeblok wat begin-end gebruik, bereken ons 'n totaal met set en wys dit dan met print, alles netjies binne die begin-en-end sleutelwoorde. Die verduideliking agter hierdie struktuur is dat die begin sleutelwoord die begin van die blok aandui, sodat Salserver kan herken waar gegroepeerde stellings begin. In hierdie verduideliking merk ons ook op dat verskeie stellings binne die blok geskryf word, sodat hulle saam as een logiese eenheid kan uitvoer. Die verduideliking gaan verder deur te noem dat die end-sleutelwoord die blok afsluit en aandui waar die gegroepeerde kode eindig. En laastens wys die verduideliking dat hierdie struktuur verseker dat beide die set en printstelling saamloop, en as dit binne 'n stelling geplaas word, sal hulle net uitvoer wanneer die voorwaarde waar is. Een algemene gebruik van begin-en-blokke is om verskeie stellings onder voorwaardelike logika soos if of else te groepeer. Nog 'n algemene gebruik van begin-en-blokke is om verskeie aksies binne 'n welle-lys te herhaal sodat elke ronde van die lys meer as een stelling kan uitvoer. 'n Verdere algemene gebruik van begin-en-blokke is om gestoorde prosedures duidelik te struktureer wat die vloei van die kode makliker maak om te volg. En laastens is 'n algemene gebruik van begin-en-blokke om logiese groepering in snellers te verseker, wat die sneller help om al die beoogde aksies as 'n enkele eenheid uit te voer. En dit bring ons by die einde van hierdie les oor begin-en-blokke in Salserver. Ons het gesien hoe hierdie blokke jou help om stellings te groepeer, duideliker logika te skryf en onbedoelde uitvoerfoute te vermy. Deur begin- en doeltreffend te gebruik, sal jy meer betroubare, makliker leesbare en goed gestruktureerde skripte skep. Dankie dat jy gekyk het, en maak seker jy sluit by my aan vir die volgende les.